Gemeente, ek groet elkeen van u in die naam van ons Here Jesus. Goeiemôre. Amen. Kry ek dieselfde groet in genade? Ja. OK. Wanneer dat ek uitvang dat die piknik julle lang en lui maak. Die woord van die Here is kosbaar vir ons en ons wil graag hierdie volgende paar oomblikke net van die tafel van die Here af weet. Ek sien dit as die voorgereg tot ons piknik. By die piknik gaan ons lekker vaste sterk kosse eet, ek hoop. Maar hier is die hors d'oeuvres, soos die Fransman sê. So kom ons geniet wat die Here vir ons gee. Ons eet, ons word versadig, ons fokus, vergeet van die piknik daar buitekant en alles wat reg staan alreeds. En kom ons fokus al ons aandag op die Here Jesus en sy woord wat hy vir ons neergepen het, sodat ons dit kan verstaan. So kom ons sluit ons oë, dan bid ons net saam. Vader wat in die hemel woon, U is ook God met ons, Immanuel. In hierdie tyd raak ons al te bewus daarvan. Dit is die feestyd, dit is Kerstyd, en alhoewel ons weet dat ons kan die dag waarop Jesus gebore is vaspen, dit is groot debat, en dit maak nie saak nie, want een ding weet ons, geskiedenis het bewys, dat Jesus die Seun van God gebore is, as mens, deur 'n maagd, Maria. Dit het gebeur, dit is opgeskryf, en ons glo dit. En daarom is die mag van Satan gebreek, en in hierdie feestyd, Here, is dit wat ons vier, nie die geskenke nie, nie die gunstering nie. Ons vier Christus, Immanuel, God met ons. En dankie Here dat U hierdie brug gebou het tussen God en mens, en dat daar vir ons hoop is. Vergewe ons Here, dat ons nie altyd so laag buig soos wat ons behoort nie. Vergewe ons dat ons nie altyd aangesig in die stof in die teenwoordigheid verskyn nie. Ons weet ons is lied gemaak, ons weet ons sondes is vergewe. Dis waarvan ons sing, my chains are gone. I've been set free. Maar Here, hierdie lewe in die vlees is een groot stoeigeveg teen die bose en teen die vlees. En daarom dink ons somtyds dat ons finaal oorwin het, en dan word ons herinner dat ons vlees nog swak is. En daarom sekerlik dan nie 'n meer beter tyd as om juis vanoggend te gesels oor daardie diepe verootmoediging voor die Here in die vorm van vas en bid. So Here, kom leer ons, leer U kinders in hierdie oggend, ter wille van U groote naam. Amen. Vriende, blaai saam met my na Matteus hoofstuk 6, waar ons verlede week ook stil gestaan het. Ek weet, dit is 'n afwyking van Handelinge, wat die teks aanbetref, maar wat die reeks aanbetref, is ons nog steeds by die voëlvlug oor Handelinge. En die voëlvlug oor Handelinge het ons by 'n kruispunt gebring, waar ons besef het, dat vir die eerste gemeente was vas en bid belangrik. En hulle het geen besluite geneem, geen groot keuses gemaak, hulle het nie een voet voor die ander voet gesit, as hulle nie gevas en bid het nie. Vas en bid was een van die ernstigste gebruike van die vroeë kerk, wat natuurlik in ons moderne kerk in onbruik geraak het, tot 'n groot mate. Ek sê nie heeltemal nie, ek sê nie by almal nie, as jy onskuldig is wonderlik, dan prys ons die Here daarvoor, maar is 'n dissipline, is 'n geestelike dissipline, wat in onbruik geraak het. En dit laat die kerk van die Here Jesus Christus in hierdie moderne tyd kragteloos. En die bose vyand is besig om veld te wen. So vriende, kom ons hoor wat sê die Here vir ons met betrekking tot vas en bid. Ons is by Matteus 6, die Here Jesus kom aan die woord en dan baie spesifiek vers 16 praat hy oor vas. Hy sê, wanneer julle vas, moenie lang gesigte trek, soos die gefeinstes nie, want hulle mismaak hul gesigte, sodat dit deur die mense gesien kan word dat hulle vas. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg, maar jy as jy vas salf jou hoof,
en was jou gesig. Aan die ander woorde, was jou hare in die oggend, was jou gesig en borsel jou tande. Basies waar daar staan. Vers 18, sodat jy nie die mense laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergeld. So vriende, ek gaan hierdie teks exposeer nie, maar jy gaan agterkom die punte wat ek gaan noem, of die sake wat ek gaan opper, is eintlik direkte beskrywing van hierdie gedeelte, direkte afleiding daarvan, wat baie interessant is. So ons het verlede week begin kyk na hierdie dissipline, wat die vroeë Christelike kerk van Handelinge nagekom het en beoefen het, en ons het 'n klompie vrae gevra. Ons het eers begin deur te kyk na die geskiedenis en van die groot name in die Christelike geskiedenis en wie gevas en bid het, tot en met onlangs, en dis duidelik al die manne wat groot werk vir die Here gedoen het hierdie baie belangrik geag. Ons het gekyk na wat is dit om te vas en bid, en ons het die slotsom bereik, dat dit gaan oor 'n diepe, opregte hartsingesteldheid voor die Here, 'n buig in die teenwoordigheid van hom wat op sy troon sit. En die een groot oorkoepelende vereiste van die Here vir vas en bid is, onthou julle, daai een woordjie, en niemand het notas geneem. Opregte. Opregte. Dis al. Ja, daar's 'n klompie dinge met betrekking tot vas en bid, maar opregtheid vir die Here is een van die mees belangrikste vereistes vir vas en bid. En julle sal onthou, ek het ook vir julle gevra, wat is daar wat ons kan verkry? Ons almal wil ons 'n kickback hê, ons wil rente hê op ons belegging, ons wil hê hy moet groei. So wanneer ek vas en bid, dan sou ek hoop dat u ook iets wil hê, dat jy ook iets uit die saak wil uitkry. Ek sê dit met baie respek, amper in 'n sekere sin, brakpan, platvloers, ons wil iets hê. En dit is eintlik so, met respek gesê, ons wil iets hê, wanneer ons vas en bid. En ons het 'n hele lys dinge genoem, en ek wil nie deur alles gaan nie, maar dit gaan oor hulp van die Here, dit gaan oor 'n uitstrek van my hand na hom vir wie niks onmoontlik is. En ek kan met enige iets na hom toe kom, en hy is daar om te hoor, en hy luister, en hy gee. En natuurlik, in dieselfde proses, kweek dit ook by my in nederigheid. In nederigheid, want ek besef ek is swak en hulpeloos, en die Here help my. So vriende, vandag wil ons aanbeweeg, ons gaan 'n bietjie prakties gesels. Ons is nou hoekom dan nou juist by die piknik vandag, wat baie praktiese ding is. Baie dankie vir elkeen wat 'n bydrae gelewer het. Daar's werk gedoen in hierdie week, daar's beleggings gemaak, daar's geskarrel vanoggend, daar gaan geskarrel word net nou, julle gaan dit nie eers agterkom nie. Daar's dinge reg gesit, en ek wil vir elkeen van julle sê, julle is great. Julle is regtig 'n great kerk, great gemeente. Julle is baie spesiaal, en dankie ook vir julle wat na die tyd gaan help, net om alles weer ordelik te kry voor ons almal huis toe gaan. Sien julle, ek spreek 'n profetiese woord, soos in die ander kerke. Ek hoop my profesie word waar, anders moet julle my oor 2 weke stenig met klippe. Want die Bybel sê, as 'n profetiese woord nie uitkom nie, dan is hy nie 'n profeet nie, en moet gestenig word, maar nie te min. Julle is great, en ek is dankbaar vir julle hulp, dankbaar vir elkeen van julle, en vir die bydrae wat julle gedoen het. So, ons wil graag prakties wees vandag by die piknik, en daarom is dit nodig dat ons so 'n bietjie uitstap op hierdie onderwerp van vas en bid, en net kyk na die praktyk daarvan, en net om die praktyk te verstaan, is dit dalk net nodig om eerstens te verstaan wat 'n tipe vaste daar is, want omdat hierdie dinge onbruik geraak het, verlore dissipline in die kerk, dink ek daar is mense wat sê, weet jy wat, ek hoor daarvan, ek lees daarvan, ek sien ander mense doen dit, ek doen dit nie so gereeld, ek het dit dalk nog nooit gedoen nie, maar ek weet nie, wat doen die mense nie, wanneer vas jy, moet ons soos die moslims wees, moet ons doen wat hulle doen, hulle vervreet hulle in die oggend van 4:30 af, hulle eet hulle self dood tot en met 6 uur, en dan vir die hele dag eet hulle niks nie tot na 6, en hou hulle weer fees, en dit is net tafels, en dit is kos, en ek sê dit met baie respek, maar dit is so hulle vas, dit is letterlik. So is dit wat ons moet doen, hoe gaan ons te werk? En ek gaan nou nie op al die detail ingaan nie, maar net so 'n paar praktiese wenke. Vriende, daar's basies alles in ag geneem 3 verskillende tipes vaste wat ons ken, en dit is 'n gewone vas. Eenvoudig net 'n gewone vas, en dit is om vir 'n periode van tyd geen vaste kosse in te neem nie. En al wat jy doen,
is om water te drink. Wat belangrik om water te drink. So die gewone vas, en ek glo meeste van u het dit al gedoen, vir 'n bepaalde tydperk, plaas 'n tydperk daarop. Here, in hierdie tyd gaan ek geen kos eet nie. Ek gaan water drink, maar nie kos nie. En vir daai periode doen jy dit. Ek gaan net 'n bietjie gesels net verder oor dit. Dan natuurlik, ek wil vinnig die 3 noem, dan natuurlik ook die algehele vas. Dit is 'n bietjie erger, 'n bietjie meer intens. En dit gaan oor 'n periode van tyd wat jy jouself toewy aan die Here, jou hartsingesteldheid is opreg en jy neem geen kos in nie, ook nie water nie. Dis 'n algehele vas. En dan natuurlik die derde een, en ons kan oor hierdie ene gesels, maar dis eintlik 'n gedeeltelike vas, en ek dink dit help mense wat nog nooit in hulle hele lewe gevas het nie. Ons noem dit sommer net gedeeltelike vas, en dis om vir 'n periode van tyd sekere voedselsoorte uit te skakel. Byvoorbeeld, en ek dink dis die rede daarvoor, ek kan 'n paar ander goed noem daarmee saam. Kom ons sê byvoorbeeld, jy het 'n swakheid vir sjokolade, en jy kan nie 'n dag laat verbygaan sonder om ten minste een sjokolade te eet. En jy kom by hierdie plek waar jy 'n saak het wat ernstig is, selfs dalk jou verslawing aan sjokolade, raak jy vir jou so ernstig en jy besef hier's moeilikheid, my verhouding met die Here ly skade in hierdie saak. Here, ek gaan 'n ooreenkoms met u aan dat ek gaan vir 'n hele dag geen sjokolade eet. Kan julle hoor, gedeeltelike vas. Dis nie 'n vas van kos nie, is nie 'n vas van water nie. Dis net hierdie ding is vir my 'n struikelblok. Hierdie ding verhinder my om nader aan my hemelse Vader te kom. En Here, daarom gaan ek hierdie ding uitskakel. As julle nou met my en Nel sou gesels, dan sou ek so 'n ding koffie noem, want ons word wakker met koffie, ons gaan slaap met koffie, ons drink koffie deur die dag, maar wanneer ons agterkom, kom ons sê dit gebeur, dat hierdie koffie is besig om 'n ding te word. Ek begin so bewe as daar nie koffie is nie. Dan is dit vir my 'n uitskieter, 'n bordjie langs die pad wat om te sê, hier's gevaar, jou verhouding met die Here ly skade, jy steel in jou Bybelstudie met die Here, maar jy mis nie jou koffie nie. Hier's 'n fout, gedeeltelike vas. So, gewone vas, drink water, geen kos, algehele vas, geen kos of water nie, en dan 'n gedeeltelike vas, waar jy vas van 'n bepaalde ding, het sy 'n lekkerny, voedselsoort, selfoon, computer, omdat julle hoor wat ek sê, maar is 'n terugkom na die Here toe. Nou goed, dis die 3. Miskien vandag, net terwille van moeds en moenies, ek gaan net na die diens net vir julle vra om te sit, as ek die seën uitgespreek het, net dat ons logistiek kan reël. Wanneer mens praat oor vas, dan is daar ook 'n logistiek aan betrokke. Ons 'n paar moeds en moenies, dis wat ek net nou gaan deel met julle, die moeds en moenies van die piknik na die tyd, te midde daarvan dat ons by die kerk is. So moeds en moenies van vas. Moenie vas om God se seëninge af te dwing nie. Moenie vir jouself sê, ek weet, wanneer ek vas, dan mag die Here nie vir my nee sê nie. Moenie vas om die Here se seëninge te verdien nie. Nommer 2, moenie vas as 'n plaasvervanger vir gehoorsaamheid nie. Nou sê julle, doen nie, waarvan praat jy nou, ons verstaan nie lekker nie. Die Here werk in jou hart. Ek onthou in 2008 het die Here by 3 verskillende tydperke, oor 'n tydperk van 'n klomp maande, op verskillende maniere met my kom praat. En veral deur sy woord. Maar deur mense ook, en omstandighede, maar deur sy woord, wat dit bevestig het. En Jesaja 55 kom na my toe. En dit kom weer na my toe op 'n totaal ander rigting. Unrelated, is die Engelse woord. Jesaja 55. En 'n derde keer, weer, unrelated, Jesaja 55, en ek weet, die Here is besig om vir my iets te sê. Op daai stadium was die Here besig om ons wortels los te maak in die Kaap, en hy was besig om ons voor te berei vir Port Elizabeth, om hierheen te kom. En natuurlik 'n ander bediening wat ek intussen tyd ook gehad het, maar die Here was besig om wortels los te maak, om ons gereed te maak en voor te berei
vir dit wat in die toekoms vir ons gewag het. Nou kan dit gebeur, dat ek by hierdie plek kom met die bewustheid, ek voel die Here maak my wortels los, ek besef die Here is besig om my iewers heen te stuur, en nou sê ek, goed Here, ek hoor wat U sê, ek verstaan dit baie mooi, ek gaan nou vas daaroor. En nou vas ek. En nou vas. En uiteindelik sê ek, Here, ek hoor U stem, U praat die waarheid, ek verstaan dit, baie dankie. En ek gaan aan met my normale bedrywighede. Weet julle wat ek sê? Die Here is besig om my wortels los te maak. Die Here is besig om my hele huisgesin op te tel waar ons gelukkig was, waar ons tevrede was. En ek sê, Here, ek hoor U sê, dis heeltemal reg, ek gaan vas daaroor. En ek staan op en ek gaan aan met my gewone bedrywighede. Nee, die vas moet nie 'n plaasvervanger wees vir gehoorsaamheid nie. Wanneer jy die stem van die Here hoor en hy sê vir jou, dis waar wat jy gehoor het, ek bevestig dit nou al 3 keer vir jou, nou is dit tyd om die vas te stop en op te tree en te doen wat ek vir jou gesê het jy moet doen. So wanneer die Here in jou hart werk met dierbare vriende, en hy praat duidelik met jou, en jy weet wat jy moet doen, gaan jy dit nie omseil met 'n tydperk van vas. Ek sou maar net sê, doen maar net wat die Here sê, dit gaan vir jou beter wees. Anders te gebeur met jou wat met Jonah gebeur het. Nommer 3, moenie vas om ander te beïndruk nie. Nou hierdie het ek ook al gesien in my lewe. Julle het van hierdie boeke al gelees, van die ouens wat net soos Jesus 40 dae al gevas het, en hulle spog daaroor, jy weet, ek het al so lank gevas, of ek eet vir 7 dae niks nie, ek drink vir 7 dae niks nie, jy weet, en daar is half hierdie gespoggerij, hierdie gedagte van, weet jy wat, my verhouding met die Here is baie sterker as jou verhouding met die Here, want kyk wat doen ek. En die oomblik wanneer jy op daai platform beland, die trein wat van daar af vertrek, is nie die stasie waar jy wil wees nie. Moenie vas om mense te beïndruk nie. Julle het gehoor wat ek net nou gesê het, dis 'n saak van 'n intieme benadering tot ons Vader se troon, en dit gaan oor 'n diepe opregtheid van my hart. Wanneer jy vas, behoort niemand te weet nie, behalwe jou vrou. Want sy maak kos en sy drink vir jou koffie, 5 uur in die oggend in die bed en jy is besig om te vas, en sy het nie geweet nie. Ek gebruik dit 'n voorbeeld. So is belangrik om te kommunikeer met die persoon wat hier naaste aan jou. So moenie vas om mense te beïndruk nie. Nommer 4, moenie dat vas net 'n uiterlike vorm word nie. Ek dink baie van julle het nou al deur een of ander dieet in jou lewe gegaan, nie waar nie? Wat is al daai dieete, Wayless, en al daai name, verskillende goeders, die kool dieet, onthou julle die kool dieet? Julle moet hulle nie eens allemaal opnoem nie, want ek weet julle die goeders al probeer en gedoen. Maar daar's 'n ding in ons tyd, hulle noem dit intermittent fasting. Dit is baie goed vir jou liggaam, klaarblyklik, ek is nie seker nie, ek is nie 'n mediese dokter nie, maar daar word gesê dit is goed vir jou liggaam. En dit gaan oor 'n persoonlike voordeel. En dan raak dit 'n uiterlike vorm, dit is nie meer 'n geestelike ding nie. Heidense mense wat die Here Jesus ken, die moslems, Indiërs, Jehova getuies, enige iemand kan intermittent fasting doen, en dit het niks met die Here te doen. So moenie laat vas 'n uiterlike vorm word, waar dit net 'n daaglikse of 'n weeklikse gebruik word. Ja, ek het nou onlangs weer 'n dominee gehoor praat wat sê, jy weet, ek vas elke maandag. En nou is ek bietjie besorgd, want dit mag moontlik wees, hy is dalk nog opreg, maar dit kan wees dat hy oor daai grens beweeg het, dis nou 'n weeklikse gebruik, maandag vas ek. En wees versigtig daarvoor dat dit nie dit word nie. En dan in die laaste plek nog enetjie byvoeg, moenie dat vas 'n nuwe wet in jou lewe word nie. Ons praat van wettisisme. Vir iemand mag hulle dalk oor die oortuiging kom, miskien terwyl ek preek vanoggend, besef jy ek het nog nie gevas nie. Ek wil graag vas. Ek besef dit is belangrik vir my verhouding met die Here en ek is ernstig met God en die Heilige Gees is besig om my hart te beweeg. Ek wil vas. En ek het hierdie bepaalde saak wat ek met die Here moet deurdruk. Here, asseblief help my. En nou begin jy die eerste week, die tweede week, die derde week en jy sit 'n dag op sy om te vas. En ewe skielik kan jy nie uitbreek nie. Dit het 'n wet geword. En niks anders mag meer gebeur nie. Die huisgesin mag nie op 'n uitstappie gaan nie.
Ons mag nie weg wees van die huis af nie. Ons mag nie 'n sport beoefen nie. Ons mag nie dit nie. Ons mag nie dat nie. Hoekom? Want ek vas vandag. En vas moet definitief nie op die troon sit nie. Maar vriende, net so enetjie verder gaan met die praktyk van vas. Ek weet daar is mense wat bang is om te vas, is mense onder ons wat medikasie gebruik, wat nie kan vas nie, wat medies gesproke nie mag vas nie. En ek wil vir jou sê, asseblief, jy moet 'n vrede in jou hart kry daarmee. Moenie onverskillig wees nie. Moenie onverskillig wees deur te voel die doom het gepreek, jy moet vas en nou gaan jy vas en môre oor môre moet ek jou in die hospitaal besoek omdat jy nie kos in jou lyf het en jy drink pille. Dis dom. Dis eenvoudig dom, moenie dit doen nie. As jy medikasie neem en as jou liggaam dit nie toelaat nie, dan laat dit nie toe nie, maar die opregtheid van jou hart voor die Here is meer belangrik as hierdie praktyk, hierdie dissipline van vas. En staan terug en sê, Here, U ken my omstandighede, maar my hart is geboor voor U. En hy ken jou hart en hy weet, vir hom is dit asof jy vas. So asseblief moenie onverskillig wees nie, maar moet asseblief ook nie bang wees as jy kan, as jy een van 'n mediese toestand het, moenie bang wees om te vas. Dit is eintlik baie goed vir die mens. Dit is baie goed vir die mens geestelik. Dit is baie goed vir die mens fisies ook. So as jy ooit in jou lewe bang was vir vas, moenie meer bang wees nie. En wees net gehoorsaam aan die Here in hierdie verlore dissipline van vas en bid. Ek gaan afsluit met 'n paar praktiese wenke. Eenvoudig. Niks dramaties nie, jy sal sien, dit kom ook eintlik uit die teks uit in 'n sekere sin. Dit is net praktiese goed wat mense nie altyd weet nie. Wenke oor vas en bid. As jy nog nooit in jou lewe gevas en bid het nie, wil ek tog vir jou vra om stadig te begin. Moenie dadelik vir jou die doelwit stel en sê, ek gaan vir 7 dae niks eet nie, maar gaan net water drink. Ek beloof jou vandag, ek het nou vas van tyd tot tyd vir belangrike goed. Daar's baie dae wanneer ek 12 uur 1 uur eers nog steeds nie geëet het nie, dan het ek die vorige dag na 6 uur geëet, miskien koffie gedrink in die aand voor ek gaan slaap het. Dan het ek nog niks geëet nie. 12 uur, 1 uur, 2 uur is ek nog besig, ek hardloop nog rond, vir al mense wat besig is. Julle sal weet waarvan ek praat. Jy weet, maar ek vas nie, dis net normaal. Dis normaal, ek word nie honger nie, ek is net aan die gang, ek is besig. En dan wanneer ons ooreenkoms het, ons gaan vas môre, dan word ek wakker en ek is honger. Ek word wakker en ek is honger. Maar ek het klaar commit. Dit het nou onlangs weer gebeur. Ek het klaar commit, ek gaan vas. 6 uur wil ek doodgaan. Ek moet iets eet. Tea time. Dan dink ek gaan hierdie vas breek. Here, ek sou op 'n ander dag vas. Ek weet nie julle. Dit sê net vir my een ding. Hoor julle? Dit sê vir my een ding. Hierdie ding is belangrik vir die Here. En dit is belangrik vir my. Die vyand, hy weet dit. My liggaam weet dit. My liggaam fight. My liggaam fight teen hierdie vestings van die vyand. En dis hoekom op die dag wanneer jy vas, kan ek jou vandag verseker, gaan jy baie gou honger word. En daarom wil ek jou uitdaag om nie aanvanklik te begin en vir jou hoë doelwit te stel nie, begin met 'n klein doelwit. Vas net een keer vir 'n baie kort tyd, dalk net 'n halwe dag self, skiep net teetyd. Jy is so gewoond aan daai English muffin met die strawberry jam, skiep dit net vir een dag. Sê, Here, vandag vas ek van die muffin of die scroll. Begin klein. Dis 'n eenvoudige wenk. En dit gaan jou help om sterk te word, ook geestelik, om later vir 'n hele dag te kan vas en bid. Interessante ding wat gebeur wanneer jy vas, so asem begin stink. Dis hoekom die Here Jesus sê, was jou gesig en kam jou hare. Sê nou iets van tandeborsel nie, maar ek dink julle kom dit agter. So gaan borsel meer tande op daai dag, wanneer jy vas, dat jou asem lekker kan ruik en bring maar vir jou sweeties, sit hulle in jou sak, en sy vir sweetie of spuit van daai lekker spuitgoed in jou mond, laat niemand agterkom nie. Dis 'n mediese ding, so dit gaan. Die Bybel is nie net teologies nie, vriende. Die Bybel is prakties ook. En dis hoekom Jesus sê, kam jou hare, was jou gesig en sit olie op jou kop. Sit 'n bietjie brulkrem op, dat jou hare kan mooi lyk. Maar moenie vir die mense wys jy vas vandag nie. En probeer op daardie dag soveel as moontlik tyd maak vir vas en bid.
Die rede hoekom jy vas is vir 'n bepaalde doel, vir 'n bepaalde saak, want daai julle daai voordele wat ons kry uit vas uit. Dis hoekom jy besig is om te vas. Jy nie opgehou eet vir ander, jy wil nie nou maar word. Jy wil 'n geestelike doel bereik. Daarom vas jy. En daarom is dit baie belangrik dat jy nou die tyd uitkoop terwyl jy vas om met die Here te praat. Daai tyd wat jy sou gebruik om die koffie te maak, is ten minste 10-15 minute, dis soos die ander mense wat rook se smoke break. Vat daai tyd, in steede van koffie maak, nou bid ek. In steede van daai uur agter die stoof wat ek sou gebruik het om kos te maak, gebruik daai tyd ekstra vandag om te bid. Kan julle sien wat vas doen? Dit maak tyd los in die dag. Jy maak tyd. Het jy nou geweet jy kan tyd maak? As jy vas. Jy maak tyd. Maar net nie daai tyd nou opvul met iets anders nie. En wanneer jy besig is om te bid, is dit belangrik dat jy by jouself 'n Bybel het. Want onthou ek wil die stem van die Here hoor. Hoe hoor ek die stem van die Here? Uit sy woord uit. En wanneer ek sy woord by my het, wat doen ek nog? Ek wil graag notas neem. Want ek wil nie vergeet wat hy vir my gesê het nie, want dis die rede hoekom ek vas, ek is ernstig met die Here. So jy het jou Bybel nodig, jy het 'n notaboek nodig, en as jy 'n notaboek het, kan jy met jou vingers skryf nie, wat moet jy nou doen? Jy het 'n pen of 'n potlood nodig, dat jy kan neerskryf. Weet jy hoekom het jy nog 'n notaboek nodig en 'n pen en 'n potlood, of 'n pen of 'n potlood? Is nie net om neer te skryf wat jy by die Here hoor nie. Ek onthou vandag nog steeds Jesaja 55, wat die Here vir my gesê het. Ek het dit nie vergeet nie, want ek het dit gemerk. Hoekom het ek nog steeds 'n notaboek en 'n pen nodig? Al is jou geheue sterk. Weet jy wat, die gebeur ding met 'n mens wanneer jy bid. Terwyl jy bid, kom daar goed in jou gedagtes op. Het julle dit gesien? Julle het dit al agtergekom? Daai ding wat jy vergeet het. En nou is jy bang. Ek gaan dit weer vergeet. Maar nou terwyl jy gebid het, het dit in jou kop opgekom. Nou dink jy aan daai ding. Nou praat jy nie meer met die Here nie, want ek worry nou, want ek gaan nou weer vergeet. Kan jy sien hoekom het jy 'n notaboek nodig met 'n skryfding? Sodat wanneer ek besig is om ernstig met die Here te praat en hierdie ding kom, nou onthou ek waar ek steeds gesit het. Okay, great. Skryf dit gou neer. Here, oomblik, met respek gesê, skryf gou neer. Die sleutels is in die yskas. Daar's hy. Ek gaan dit nie vergeet nie. Daar's hy. Here, hier is ek. Hierdie ding wat vir my so belangrik is. Here, hierdie saak. Ek worry nie meer oor sleutels nie, want ek het dit neergeskryf. Dis in die yskas, ek weet dit nou. Sien julle hoekom het jy 'n notaboek nodig? Ek wil julle begin uitdaag om so te bid. Want julle weet wat gebeur met ons wanneer ons bid. Nie net wanneer jy vas. Wanneer jy bid, hou naby 'n notaboek en pen. Want daai goed is geneig om te kom terwyl ek bid. En dan is jou aandag weg van die Here af. Iets wat baie belangrik is ook, ja, jy hou nie op met jou daaglikse gang van die lewe nie. Ons gaan aan met ons daaglikse gang van die lewe. En daar's tye wat ek nou wen, wat ek afsonder vir spesiale intimiteit met my hemelse Vader. Ek doen Bybelstudie, ek lees 'n geestelike boek. Julle baie belangrik. Luister goeie geestelike musiek selfs deur die dag. Dit alles is so voeding vir jou siel. En daai ekstra tyd wat jy nou met die Here het, koop die tyd uit. Maar te midde daarvan dat ek aangaan met my normale gang van die lewe, is dit belangrik dat jy tog ywer om na 'n stil, eensame plek te gaan. Die Here Jesus doen dit met sy disippels. Is een ding om te sê ek bid terwyl ek in die kar ry. Dis een ding om te sê ek bid wanneer ek besig is om my werk te doen. Dis een ding om te sê ek bid terwyl ek besig is om te hardloop. Is een ding om te sê ek bid terwyl ek besig is om kos te maak. En ons kan. Maar weet julle die effektiefste gebed, die intiemste gebed, is tog wanneer ek die raad van Jesus volg, wanneer hy sê, gaan in jou binnekamer en maak die deur toe. En sluit jou toe daar binne en moenie laat iemand jou pla nie. En dan is dit net ek en jy en ons het intieme samesyn hier sonder my teenwoordigheid. So wanneer jy die dag besig is om te vas, dierbare vriende, gaan soek tog van tyd tot tyd 'n eensame plek op. En dalk meer as minder. Kan ek een ding byvoeg? En julle het eers gedink dit pas nie vandag nie. Gedurende die dag, terwyl jy besig is om te vas,
terwyl jy besig is om vir jouself te bid, by die Here te pleit vir ander mense, en terwyl jy ernstig raak oor hierdie bepaalde saak waarvoor jy vas en bid, jou hart is opreg, en jy ondersoek die skrifte, jy begin, jy doen nie daai Russian roulette ding waar jy op die Bybel en, okay, nou gaan ek hier lees, en dan, okay, Here, nee, vat 'n Bybelboek, maak nie saak wat nie, maar begin net iewers kronologies lees. Here, ek gaan hierdie psalms lees vandag terwyl ek vas. Miskien lê die Here Jakobus op jou hart, ek weet nie. Miskien lê die Here op jou hart Efesiërs, maar wanneer jy vas, jy weet, vat die woord van die Here en raak ernstig daaroor, praat, maak notas, gesels met die Here. En bid. Maar hier is 'n ander ding. Dis die ding wat dalk nie pas nie, dink julle. Slaap ook 'n bietjie. Jy het nie gedink dit pas nie, dit pas nie. Julle, ons moderne 2024, postmodern eintlik, het so gejaagd geraak, dat selfs Bybelstudie en tye van gebed is deel van die routine sake, wat meeste van die tyd oor die hoof gesien word, omdat ons nie tyd het nie. Ek het iets gedoen nou so 3 minute terug, het julle gesien wat ek gedoen het, het was 'n bietjie suggestie. Het julle dit opgetel? Enige iemand, wat het ek gedoen? Baie dankie, suster. Ek het net so gemaak. Hoekom? Ek wil kyk hoe laat is dit. Want die gemeente wil 10 uur gaan piknik aan. Nou het ek al reeds 3 minute van hulle tyd gehad. Ek ry al die 4 uur buitekant. En ek weet dat ek het geweet het gaan gebeur, wanneer ons broeder die vure aansteek en ek sien die rook, dan gaan julle aandag afgetrek word. So dan maak ek so, want ons het nie tyd nie. En dit gebeur met elkeen van ons. Ons raak haastig. En daarom sê ek vir jou, wanneer jy vas en bid daai bepaalde dag, gaan lê selfs 'n bietjie op die bed en slaap. Maak jou oë toe. Jy het gebid. Jy het ernstig gebid. Jy het nie kos geëet nie, jy drink water. Jy maak notas. Jy is ernstig. Elke keer as jy besig is om honger te word, en dit gaan baie gebeur, glo my. Elke keer wanneer jy jou maag grond, dan sê jy, Here, o ja, ek stop net gou, sorry, ek het besig geraak. Here, asseblief, U weet hoekom ek vas vandag. Dis wat ek. Maar ons is nog steeds moeg. Ons is nog steeds gejaag. Stop. Gaan lê op die bed. Maak jou oë toe en slaap 'n bietjie. Rus. Rus in die teenwoordigheid van die Here. En dis hoekom ek so waardeer het vanoggend se liedjiekeuse. Ons dank die Here dat daar ook liedere is wat baie keer diep met 'n mens se hart spreek. Here, tel my op. Tel my op die skoot. Want dit is waar ek behoort. Wanneer jy daar op die bed gaan neerlê, hier in jou gedagtes, Here, ek kom lê hier op U skoot. Ek is nie eens bekommerd oor die ding waaroor ek vas nie. Ek los dit in U hande. Amen. Amen. Kan ons dit doen? Ja. Is dit moontlik? Is dit prakties uitvoerbaar? Enige vraag oor vas wat u voel ek dalk nie aangespreek het. Ek hoop dit is prakties. Amen. En nou kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, ons buig in hierdie oggend in diepe afhanklikheid. Ons erken dat ons vlees is swak. Ons erken ook dat die goeie dinge wat ons wil doen, dit doen ons nie, en die slegte dinge wat ons nie wil doen nie, dit kom maklik, ons kry dit eensklaps reg. En Here, hier is 'n geestelike dissipline waaroor ons nou al vir 2 weke, bykans 3 weke gesels het. Die erns en die krag van vas en bid. En Here, niemand van ons het nou meer 'n verskoning nie. Ons almal weet ons kan, tensy daar 'n mediese toestand is. En ek wil vra dat U ons gemeente sal oprig en optrek tot 'n volgende vlak van geestelike dissipline, waar ons U teenwoordigheid kom opsoek met vas en bid. En Here, ek wil dit juis vir U vra in die lig van ons broer Beyond, dat U gemeente tyd op sy sal sit om te vas en bid vir Beyond se genesing. Want Here, hierdie is geen kleine saak nie, dit is 'n groot ding.
en dat ons ook sal vas en bid vir 2025 se beplanning en kalender, en die dinge wat in die pipeline is. Here, ons is opgewonde, ons verwag 'n groot seën. Ons verwag dat U hierdie gemeente sal besoek met 'n uitsonderlike salwing, en dat hierdie gemeente vir U sal uitgaan in die wêreld daar buite en 'n geweldige groot verskil sal maak. Maar kom, bekragtig ons, Here, en vergeef vir ons die toerusting en die gereedskap om U werk te doen, en open ons geestelike oë, dat ons effektiewelik vir U kan werk. Nou, Here, laat ons hierdie saak hier, ek glo U kinders weet hoe en wanneer, en soos U Gees op ons hart lê, miskien was dit juis vanoggend, dat U Gees dit op iemand se hart gelê het, help daardie persoon, Here, om uit te gaan en dit te gaan doen, in en vir die naam van Jesus. Maar nou, Here, is ons gereed om hierdie diens af te sluit, en ons wil graag gaan piknik hou, en ons bid U seën op die res van die verrigtinge van hierdie oggend. Amen.